Ek wil graag vanoggend julle kom groet in die naam van God wat vir jou voorspoed wil gee en nie teëspoed nie. Ek wil groet julle in die naam van Jesus wat vir ons 'n nuwe lewe kom bring het. En ek wil groet in die naam van die Gees van God wat vir ons 'n Jesus lewe wil gee. En mag die Here gee dat hierdie groet vir jou vanoggend by die plek sal uitbring waar jy sal sê dit is wat ek wil hê en dis wat ek wil wees. Kom ons bid saam. Goeie, genadige, barmhartige en regverdige God. Ons kom voor U buig in aanbidding. Maar ons kom ook buig in diepe afhanklikheid van U. Dis U wat vir ons die lewe geleen het. En U het hierdie lewe vir ons geleen om dit te lewe sodat U deur ons lewens verheerlik kan word. Here, ons moet bely dat daar dinge in ons lewens is wat ons verhinder het om hierdie lewe te leef wat U bedoel het vir ons. Ons moet erken dat ons baie foute gemaak het. En daarom weet ons is elkeen op 'n plek in ons lewens waar ons vanoggend wil eerlik raak voor U. Ons is nie hier om te kom wegkruip nie. Ons is nie hier om ons goed te praat nie. Ons is hier om te hoor wat U die lewende God vir ons elkeen wil sê. Here, ons weet dat ons in ons eie lewens goed gebreek het. Selfs stikkend gebreek het. Mense seer gemaak het. En ons is dan nou hier vanoggend om te sê, Here, ons wil bou en nie breek nie. Ons wil heel maak en ons wil nie seer maak nie. En daarom wil ons U vra, praat met ons vanoggend, eerlik, opreg, soos U dit wil en kan doen. En ons is hier om te luister. En ons wil dit inneem wat U vir ons wil sê. Here, as miskien iemand hier of wat luister na hierdie boodskap wat miskien by 'n doodloopstraat uitgekom het. Miskien op hierdie oomblik daar sit waar hy of sy voel ek kan nie en ek wil nie meer voortgaan nie. Ek wil vir so 'n persoon bid. Ek wil vra, Here, praat met hom soos U gepraat het met Elia wat daar onder die bos gelê het. Wat maak jy hier, Elia? Ek het nie vir jou bedoel om te sterf onder 'n beselbos omdat jy nie kan en wil aangaan nie. Ek het jou gemaak met 'n doel. Ek het jou gemaak om 'n verskil te maak. Ons wil ook nie vanoggend op die ashoop sit soos Job nie. Ons wil saam met Job wil ons uitroep. Ek weet my verlosser leef. Kom nou en wees U self in ons midde. In Jesus se naam. Amen. Amen. Ons gaan vanoggend begin met 'n tekswoord. Hy is op die bord. En ek wil hom maar sommer van die bord aflees.
is Spreuke 28 vers 13. Lees as volg: Wie sy oortredings toesmeer, sal nooit gelukkig wees nie. Wie sy sonde bely en laat staan, sal die Here se liefde ervaar. Kom ek herhaal dit. Wie sy oortredings toesmeer, sal nooit gelukkig wees nie. Wie sy sonde bely en laat staan, sal die Here se liefde ervaar. Sal die liefde van die Here ervaar. As ons praat oor 'n nuwe begin, dan veronderstel ons dat ons by 'n plek gekom het waar ons nie meer so wil leef of so wil voortgaan nie. Hierdie nuwe begin beteken ek wil oorbegin. Ek wil nuut begin. En daarom dink ek as ons mooi kyk na ons lewens, dan sit ons almal hier met 'n verlede. Dis hier 'n probleem, 'n verlede. Party van ons het 'n goeie verlede, party van ons het 'n slegte verlede, maar ons het 'n verlede. Ons het gekom hier en daar's agter ons 'n verlede. Maar dan is daar ook mense wat 'n lijk in hulle kas hou. Daai lijk is in die kas toegemaak. Hy weet hy's daar. En hy steek hom weg. En niks verander in sy lewe nie. En dan natuurlik is daar natuurlik mense wat spooke het, wat hulle eintlik wakker maak in die nag. En dit beteken goed wat gebeur het met my of gedoen het wat my eintlik wakker hou in die nag. Dit is alles deel van hierdie verlede tyd. Die groot ding met sonde, verkeerde besluite, met slegte besluite, is dit hou my weg. Dit hou my terug in my lewe. Dis soos 'n remskoen. Jy gaan vorentoe en dan rem dit jou terug. Jy gaan vorentoe en dit rem jou terug. En daarom moet mense gaan kyk na sonde, want daar's sonde wat beteken ag, ek het 'n fout gemaak. Maar die goed wat 'n probleem in ons lewens word, is die sogenaamde gewoonte sonde. Ek hou dit aandoen en uiteindelik word dit deel van my lewe. Hierdie gewoonte sonde. Ek word nie meer jammer daaroor nie. Ek vra ook nie oor jammerte nie. Ek vra nie eens vergifnis nie, want dit het 'n gewoonte geword. Gewoonte sonde. Dis 'n baie belangrike ding, want dit laat 'n mens ook nie by 'n nuwe begin laat uitkom nie. En dan natuurlik die baie groot sonde is verslawing. Verslawing beteken ek is verslaaf aan iets wat ek nie kan loskom nie. Hierdie verslawing maak my 'n slaaf. En dit beteken dat daar nie 'n nuwe begin is nie. Ek is altyd maar net besig om oor te doen wat ek nie wil doen nie, en uiteindelik word dit ook maar 'n lewenswyse. En die slegste ding wat 'n mens kan doen met sonde, en dit is om dit toe te smeer. Toe te smeer. En weet jy, al hierdie goed is die vyande van 'n nuwe begin. Dis die vyande van 'n nuwe begin. En daarom moet ons vanoggend eerlik wees, soos wat Dawid eerlik was. Het julle geweet dat Dawid, as jy die hele Bybel lees, dat hy die eerste persoon is wat sy sonde bely het? Jy weet, as jy gaan dink aan Adam, hy het nooit verskoning gevra nie. Ou Noag wat daar onder die boom dronk gelê het nooit verskoning gevra nie. Ou Abraham het nooit verskoning gevra oor gelieg het oor sy vrou nie. Maar nou kom ons by Dawid, en Dawid dis waarom hy die man na God se hart is. Nie omdat hy dit gedoen het wat verkeerd is nie. Hy het oorspel gepleeg met Batsheba, maar hy is die eerste persoon wat sy sonde bely. Psalm 51. Dawid het gesê: "Wees my genadig, o God, in u troue liefde, wis my oortredings uit in u groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde. Neem tog my sonde weg, dat ek rein kan wees. Was my, dat ek witter kan wees as sneeu. U het my verbrysel, laat my weer jubel." Hoor jy dit? Dawid het sy sonde bely en hy het met 'n nuwe begin begin.
Van toe af het sy lewe totaal anders gelyk. En hy word die grootste koning wat Israel ooit geken het. En dan natuurlik hierdie breekdeel. Ek sê altyd, dis die moeilike deel. Om by 'n plek uit te kom en sê, ek gaan nou daarmee breek. Spreuke 28 vers 13 staan daar, wie sy oortredings toesmeer, sal nooit gelukkig wees nie. Wie sy sonde bely en laat staan, sal by die Here liefde ervaar. Jy sien, dis ons tekswoord. En dan kom Jesus by die owerspelige vrou. Onthou sy lê daar, waar 'n klippe doodgooi, en dan het niemand die klip gegooi nie, want hy gesê die sonde is, gooi die eerste klip. En dan kyk Jesus na haar en sê, mevrou, het niemand jou gegooi nie? Sy sê nee. En dan sê Jesus hierdie woorde, ek veroordeel jou ook nie, maar moenie aanhou met jou sonde nie. Moenie aanhou nie. Stop dit. Moenie aanhou nie. Johannes 8 vers 11. En dan kan 'n mens begin. As ek nou soos Dawid bely het, ek is skuldig. As ek soos hierdie vrou gehoor het, moet dit nie meer doen nie. Dan kom hy 'n nuwe begin. Spreuke 24 vers 16. Hoor mooi, 'n gelowige staan elke keer na 'n terugslag weer op. Mense wat die Here nie ken nie, oorleef dit nie. Hulle het nie die moed om weer van voor af te begin nie. Jy sien, as 'n mens by 'n plek uitkom, ek het al baie vir my gesê, dit gaan nie oor hoeveel keer jy val nie. Dit gaan oor hoeveel keer jy opstaan. En dan kom 'n plek in mense se lewens waar hulle val en nie meer opstaan nie. En dis die einde. 'n nuwe begin is opstaan. Staan op. Daar was 'n welkom 'n rehabilitasie vir alkoholiste. En die rehabilitasie se naam was Opstaan. Die Opstaan Kliniek. Opstaan. Jy moet opstaan. Jy kan nie bly lê nie. Jy moet opstaan. Ek het hier 'n sinnetjie geskryf wat ek lê, jy moet luister mooi na hom. Ou sleutels sluit nie nuwe deure oop nie. Daar's mense wat ek weet, ek het ook dit gehad, so een rak of een plek waar ek al die ou sleutels, vir wat weet ek nie, al die ou sleutels het ek daar aangegooi. Maar nie een van my sleutels sluit die nuwe deure oop nie. Jy moet hierdie sleutels weggooi. Verstaan jy, hulle werk nie meer nie. En as mense wat 'n hele lewe besig is om met 'n ou sleutel 'n nuwe deur te probeer oopsluit. En hulle bly voor 'n toedeur staan met die verkeerde sleutel in hulle hande. Luister mooi na my. Is dit nie miskien jou probleem volgens? En die laaste 3 goedjies wat ek dink wat belangrik is dat God kom vanoggend en hy nooi ons uit om ons verlede te vergeet. Nie te vergeet so sê dit maak nie saak nie. Maar te vergeet om te weet ek het hierdie sonde bely, ek het daarmee gebreek en ek het 'n nuwe begin. Maar dan moet jy dit vergeet. Jy sien baie mense is vergewe, maar hulle vergewe hulle self nie. 'n Persoon sê vir jou ek het jou vergewe. Maar die persoon gaan aan asof hy nog nooit vergewe is. Is dit miskien jy? God het jou vergewe, maar hy jou aan verskoning vra wat jy verkeerd gedoen het, en God het jou vergewe. En daarom nooi God ons uit om te vergeet. Jesaja 43 vers 18, vergeet die voormalige dinge. Moenie in die verlede tent opslaan nie. Moenie in die verlede tent opslaan nie. Trek die tentpen uit. En gaan om in jou lewe. As 'n ander vertaling wat sê, moenie tabernakel in jou verlede nie. Moenie gaan huis opsit in jou verlede nie. Jy moet klaarmaak. Die verlede kan jou 'n gevangene maak. Die verlede kan jou 'n gevangene maak. Dit beteken jy sit in 'n tronk
wat eintlik nie bestaan nie. Jy sluit jouself toe in jou verlede waarvoor jy jouself nie kan of wil vergewe nie. Jy weet, en dan gebeur dit dat 'n mens bitter is. Dan is dit dat jy spyt is. Dan is dit dat jy gaan met niks voort, want dis net selfverwyd. En die lewe gaan by jou verby. Ek wil vanoggend vir elkeen wat hier sit sê, doen vanoggend een ding. Maak jou los van jou verlede. En as jy jou losgemaak het, dan moet jy omdraai en dan moet jy wegstap. Moet dit nie saamsleep nie. Moet dit nie weer gaan uithaal nie. Jy los jou verlede. Dis verby, dis afgehandel. En draai om en stap in die teenoorgestelde rigting en los dit in die verlede. Dis waar dit hoort. Los dit. En nou kan jy die toekoms omhels. Nou kan jy begin met hierdie twee hande wat al ewig hierdie goed vasgehou het. Jy kan nie vashou en losmaak. Jy kan nie vas en losmaak. Jy moet losmaak en dan kan jy met hierdie twee hande gaan begin bou aan 'n nuwe toekoms. 'n Nuwe begin. En ek dink iemand hier moet dit vanoggend hoor. Onthou jy vir Lot se vrou in Genesis 19. God het gesê julle moet vlug van Sodom af. En julle moet nie omkyk nie. Jy sien, moenie omkyk nie. Dis die probleem. Die meeste mense maak so, wie daar soveel mense wat ongelukke maak omdat hulle die hele tyd in 'n triespieeltjie kyk. Moenie in jou triespieeltjie bly kyk nie. En jy kom nie ergens nie. Jy gaan net by 'n ongeluk uitkom. Lot se vrou het omgedraai. Sy het 'n soutpilaar geword. 'n Teken van iemand wat omdraai. Iemand wat nie gelos het. Die verlede gelos het nie. En ek het hier geskryf, moenie, hoor mooi, moenie versteen in die verlede nie. Moenie 'n soutpilaar word in die verlede nie. Wie is hierdie? Hierdie is ou Jan wat hom nooit self kon vergewe het nie. Dis ou Piet wat nooit opgehou het nie met wat verkeerd is. Hier, jy sien, jy versteen in die verlede. En Lot se vrou het nie saamgetrek nie. Sy het nie saam vrygekom nie. Sy het daar gestaan as die monument van iemand wat omdraai. Weg van Sodom. Sy het daar bly staan. Moenie versteen nie. En dan God kondig vir jou 'n nuwe begin aan. God nooi jou nie na niks toe uit nie. Jy weet die wêreld nooi ons uit na niks. Mense hardloop agter hierdie goed aan en hulle betaal geld en hulle mors hulle geld. Hulle is eintlik op pad nêrens toe nie. Maar God nooi jou uit na 'n nuwe begin. Hy nooi jou uit na 'n nuwe begin. Jesaja 43 vers 19. Kyk, ek doen 'n nuwe ding. Jy sien, God word nie beperk deur jou verlede, jou mislukkings of jou huidige situasie nie. Ek wil vir jou 'n ding sê. Nie mooi luister. Daar is niks waarvoor God jou wil en sal vergewe nie. Niks. Want God se liefde is groter as jou grootste sonde. En mense sê, maar nee, God kan my nie vergewe nie. Dan sê jy eintlik jou mislukking en jou fout en jou oortreding het God onmagtig gemaak. Hy staan daar en sê, weet jy wat, ek kan niks vir jou doen nie. Jy wil nie doen wat God sê jy moet doen nie. En dan ontmagtig jy jouself. Jy ontmagtig jouself. Maar God sê ek gaan 'n nuwe ding doen. Die planne van die Here is dinamies. 'n Nuwe begin kan in die vorm kom van 'n herstelde verhouding. Weet jy, die groot ding, daar's soveel mense wat hier sit en luister na my, wat sit met siek verhoudings. Selfs vir jou kinders. Solank daai verhouding nie herstel word nie, gaan jy nie met 'n nuwe begin kan begin nie. Wie skuldig? Moenie vra wie skuldig nie. Vra wat gaan jy hier aan doen? Wat gaan jy met hierdie verkeerde verhouding doen?
Hierdie verhouding wat julle gesin opbreek, wat jou siek maak, wat mense uit mekaar uit laat spat. 'n Nuwe begin vra, herstel verhoudings. Jy moet gryp na nuwe geleenthede. Jy kan nie van 'n ou lewe waar jy gewoond geraak het aan verkeerde goed doen, omdraai en nou het jy niks om te doen nie. Ek het elke aand 'n bottel drank uitgedrink. Nou los ek die bottel drank. En nou sit ek by die huis en ek het niks om te doen nie. Verstaan jy? Jy moet onmiddellik in die negatiewe die positief begin doen. Dit wat verkeerd is, moet jy regmaak. Dit wat jou siek gemaak het, moet jy laat gesond word. Want jy begin met 'n nuwe begin. Jy begin nie met niks nie. Jy begin met 'n nuwe lewe, 'n nuwe geleenthede. Daar moet 'n verdieping kom in jou geestelike lewe. Miskien het jy in hierdie verlede, miskien was jou verlede was eintlik net 'n leë lewe sonder die Here. Wanneer laas het jy gebid? Wanneer laas het jy die aangesig van die Here gesoek? Wanneer laas het jy met hom gepraat? Jy sien, daar moet 'n verdieping kom met jou verhouding met die Here. Dis 'n nuwe begin. 'n Nuwe begin, ek het 'n dieper geestelike verhouding. Ek wil vrykom van verslawing en pyn. Hoekom wil ek elke dag in verslawing en in pyn lewe? Jy martel jouself. Die Here straf my. Nee. Die Here straf jou nie. Jy martel jouself. Jy martel jouself. Jy moet daarvan loskom. Sodat die Here jou kan heel maak. Sodat die Here jou kan gebruik. Sodat jou lewe kan word wat God bedoel het. Ek wil klaarmaak. God se nuwe toekoms is 'n wonderwerk. Hoorie oukies, ek praat nie van 'n nuwe blaadjie omslaan en 'n ou terapietjie, jy weet, hier en daar. Jy weet hierdie maklike programmetjies. Jy weet ek wil nou maar word en dan drink ek elke 4 pille of 3 pille 'n dag en na 'n maand is ek ewe skielik maarder en na 3 maande is ek weer presies waar ek was. Daar is nie sulke goed nie. Hierdie goed wat hulle adverteer in die koerante, R4000 en jy aan die einde van die maand het jy R1 miljoen. Jy verstaan hierdie goed is leuns, verstaan jy? Dit is nie moontlik nie. As dit moontlik was, het ons almal skatryk gewees. Maar daar's is 'n piramiedskema. Die ouens wat daai eerste klompie geld daarbo kry, hulle is die laaste ouens wat daai geld kry. En jy het al die geld na boontoe gestuur. Jy sien, dis die ding wat ek vanoggend wil sê. Die Here, as die Here vir jou 'n nuwe toekoms gee, is dit 'n wonderwerk. Dis 'n absolute wonderwerk. Ek maak 'n manier in die woestyn en strome in die woestyn. Jesaja 43 vers 19. Die Here verander 'n wildernis in 'n tuin. Hy verander verwarring in vrede. Oukies, ons land, en ek sê dit met die Here as my getuie, ons land is 'n woestyn. Dis 'n absolute woestyn. Ons regering is skelms wat hoort in 'n tronk. Hulle almal, amper sonder uitsondering. En ek weet daar is ook van hulle wat goed is. Maar jy sien, hulle het van 'n tuin het hulle 'n wildernis gemaak. Hulle het van 'n bloeiende ekonomie 'n bankrot ekonomie gemaak. Dis wat gebeur het. En 'n nuwe begin gaan nie beteken weer 'n nuwe konstitusie en weer 'n nuwe gepraatery. Dit gaan beteken ons mense moet verander. Die skelms moet in die tronk gesit word. En van hulle is in die parlement, selfs ministers. Maar solank dit nie gedoen gaan word nie. Die Zonakommissie het sulke lang lyste gegee van mense wat in die tronk hoort. Daar was nog nie een in die tronk gesit nie. Jy sien, daar kan nie 'n nuwe begin kom nie. As die skelms buitekant is, as die skelms ons regeer, waar kan 'n nuwe begin kom? Waar kan ons land 'n nuwe begin begin? Dis nie moontlik nie.
En daarom word daar gepraat en dan word weer gesê en ons gaan 'n nuwe plan maak en ons 'n 4-punt plan en 'n 6-punt plan, 'n 8-punt plan. En elke ding wat hulle sê is eintlik een groot leuen. God doen 'n wonderwerk. Want hy laat 'n mens, Dawid, op sy knieë bely. Ons het mense nodig om voor die Here te gaan lê en sê, ek kan nie meer nie, ek wil nie meer nie, ek wil 'n nuwe begin. Jesaja 43 sê, ek verlos jou, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. As jy deur die water moet gaan, is ek by jou, die riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur die vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie. Toe vir Noag, uit die ark uitgekom en 'n nuwe begin. Moses het 'n gemors gemaak van sy lewe. Hy het 'n aanhou doodgeslaan. Hy het 40 jaar in die woestyn gesit en God roep hom om 'n volk te gaan haal om 'n nuwe begin te begin. Moses. Die verlore seun sit in 'n varkhok. En hy sê ek sal my pa toe teruggaan, vir hom sê ek is nie meer werd om die kind genoem te word nie en hy het 'n nuwe begin uit 'n varkhok uit. Daar's mense wat nou in 'n varkhok is. Ek wil vir julle sê, jy kan nie te diep val dat God jou nie kan uithaal nie. Nee, luister. Jy kan nie te diep val in die sonde dat God jou nie kan uithaal nie. Die verlore seun het teruggegaan. Paulus het Christene vervolg. Op die Damaskuspad kom hy tot bekering. En hy word die grootste prediker van alle tye. Hy skryf 3/4 van die Nuwe Testament. 'n Nuwe begin. 'n Nuwe begin, 'n ou wat mense doodgemaak het. Dit maak nie saak wat jy gedoen het nie. Niks is vir God hopeloos nie. Nee, luister vir my. Daar is by God nie 'n woord soos hopeloos nie. Daar is nie 'n woord by God soos kan nie. Daar is nie so 'n woord by God soos dis te laat nie. Dis verby nie. Dis nie woord God, dis nie God se woordeskat nie. Die Here gaan vir jou iets nuuts doen. As iemand 'n Christus is hy 'n nuwe mens. Die ou ding het verbygegaan, alles het nuut geword. Openbaring 21 vers 5, die laaste vers amper in die Bybel. Hy wat op die troon gesit het gesê, ek maak alles nuut. Het dit tyd geword om te begin met 'n nuwe begin? Luister na my. Die beste tyd om te begin met 'n nuwe lewe is nou. Ek sal eendag, dit word ek gaan nooit. As jy hier sit en jy luister na my daar by jou huis, en jy wil met 'n nuwe begin, doen dit nou. Nou. Daar is nie 'n môre nie. 'n Nuwe begin altyd nou. En ek hoop dat daar gaan mense wees vanoggend wat gaan sê, ek gaan huis toe en ek gaan begin met 'n nuwe lewe. Dit gaan nie maklik wees nie. Jy gaan teenkanting kry. Jy gaan val, maar jy gaan opstaan. Jy gaan seer kry, maar jy gaan heel word. En uiteindelik gaan jy by die lewe kom wat God vir jou bedoel het. Amen. Here, 'n nuwe begin. Dankie dat dit u taal is. Nie die taal van die wêreld van afgeskryf, hopeloos, dronklap, verloorder. Here, u het ons gemaak om 'n nuwe begin lewe te lei. Elke dag is 'n nuwe begin. Elke môre is 'n nuwe dag. Doen dit vir ons. In Jesus se naam. Amen. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. Amen.